Die stad van rose kan dalk ook die stad van karre genoem word. Want Tracy kuier vandag by 'n man hier in Bloemfontein wat oor die 2000 modelkarretjies het. Eiendomsontwikkelaar Theo Coetzee het 50 jaar gelede met sy versameling begin. Hulle lyk so pragtig, ek wil skaars daarin raak. Maar Theo, om soveel karre te versamel, moet jy verskriklik lief wees vir karre. Ek het 'n groot passie vir karre. Ek is al met karre de mekaar vandat ek 6 jaar oud is en het begin met hierdie stokperdjie op daai ouderdom. Wat vir my nogal uitgestaan het, is dat almal dieselfde grootte is. Dis korrek. Hulle is almal in een skaal. Die ou duimskaal is 1/24ste skaal en die nuwe skaal is metries, is 1/25ste skaal. Maar jy kan natuurlik nou ander modelle kry wat groter is en kleiner selfs, maar ek het besluit dat almal moet in grootte dieselfde bly sodat 'n mens 'n idee kan kry van wat is groot en klein en hoeveel hulle verskil in grootte. Theo het die karre reg oor die wêreld gekoop, meestal in Amerika, maar ook in Australië en selfs in Hong Kong. Hy sê as hy op 'n internasionale lughawe kom, maak hy seker om heel eerste 'n draai in die speelgoedwinkel te maak. Hierdie is 'n promo model. Ja, as jou pa so 'n kar in Amerika gekoop het, as jy 'n seentjie, het jy eene gekry in 'n boksie saam met die kar. So karkoop was beslis 'n familieaffære. Dit was 'n totale familieaffære en 'n baie opgewonde tyd vir die seentjies. Het jy nog die eerste kar wat jou versameling begin het? Net daar agter jou, dis 'n 1930 Ford, daardie groenetjie met die kriemwiele. Hierdie is die oorspronklike kleure wat Ford uitgebring het daai jare vir die 1930 Fordjie en dan die kriemwiele. Soos ek vir jou sê, dit is nou my heel eerste karretjie gewees. Jy kan sien tot selfs die hitte laat hom so 'n bietjie uitmekaar uitgaan, maar met 'n bietjie gom word alles weer reggemaak. Van die ouer karre is skaars en wanneer dit soms hervrygestel word, is die verpakking gewoonlik anders. Vir 'n ernstige versamelaar is die oorspronklike boks net so belangrik, want dan word die karretjie uiteindelik meer werd. Tracy, hierdie is die polisievangwa wat een van my gewilde modelle is. Hy's geverf met 'n kwas en toe moes ek die kwasmerke met my vinger en braassou uithaal in daai jare, want ons het nie iets anders gehad om dit mee te doen nie. As ek dit nie mis het nie, is dit mos 'n uitstalling van Al Capone. Jy is heeltemal reg, Tracy. Hierdie was die dag toe hulle hom in 'n struik gevang het en hulle hom gearresteer het oor onwettige bootlegging, soos hulle dit in Amerika noem. Hierdie is wat die Amerikaners noem 'n lead sled. Hierdie kar al hoe meer en meer gesak en dit is hoekom hy nou so plat op die pad ry. Soms het hulle geskuur hierso en dis waar die woord lead sled vandaan kom en hierdie is nou 'n perfek voorbeeld van een van hulle. Die beste omstandighede vir so 'n versameling is volgens Theo altyd onder 30 grade Celsius. Oppas vir stof en hou die lug vogtig. Theo bou ook self modelle. Dit lyk vir my regtig soos 'n ingewikkelde proses. Dit is regtig 'n ingewikkelde proses. Die eerste ding wat ons doen is ons vat, daar is nie so 'n voertuig nie. Ons vat prentjies, die regte voertuig soos wat 'n mens hom sien en dan begin jy hom afskaal na 1/24ste skaal toe. Jy veil hom, jy skuur hom, jy sny die vensters in, alles akkuraat gemeet. Hulle word gewoonlik uit plastiek stiel uitgemaak en dan van daar af maak ons dan nou die mold. Hierdie kom daar uit en hierdie mold word gemaak van silikoon rubber wat sy gewone hardener soos hulle sê bygegooi word, gemeng word en dan giet jy hierdie bak en haal hom uit. Nadat ons daar klaar is, word al die komponente gemaak vir wat binne in hom gaan, ook sy wiele en so aan. Vandat ons die eerste gegiete modelletjie vat, begin ons deur vir hom onderlaag op te sit en vir die regte kleur te kies uit boeke uit en uit foto's en wat ook al. Want ons maak dit presies soos wat dit in die 50er jare gelyk het. Hoekom het jy besluit om self modelle te maak? Baie skaars modelle wat jy in jou werklike lewe mee groot geword het of jy het in dit gery saam met jou pa of so aan en jy wil dit bewaar in jou kolleksie van motortjies. Baie keer soos hierdie wat ons hierso het ons daar in 1947 en ons het in 1953 en die tussenin is almal kort. Dis hoekom die rede
'n mens tot hierdie stappe toe gaan om dit te kan maak. Dan moet seker baie navorsing gedoen word voordat jy kan begin. Dit is so. Jy moet werklik waar baie lyne optel. Jy moet oplet hoe hulle hierdie voertuig vervaardig het en so aan. Want in die proses sal hierdie voertuig later 'n paneelwa word en hy gaan ook 'n bakkie word, want daar was 'n bakkie ook in hierdie tipe voertuig. Dit is baie oplettendheid en akkurate werk. As jy nou 'n karmodel moes kies, watter een som Pasela perfek op? Om die waarheid te sê, dink ek hierdie Jeep Wagoneer sal Pasela baie goed pas. Dan hoef halfte van julle nie meer te stap nie. Julle kan almal saamry. Die hele familie, julle by die huis ook. Theo se versameling is beslis iets om te sien. En hy sê julle is welkom om te kom kyk. Gee hom net vooraf 'n lykie om 'n afspraak te maak. Maar wat van self begin bymekaar maak? Onthou, elke versameling begin met daai eerste item.